Pretoria se hengelaars was vandag in hulle noppies omdat hulle die koue kon vryspring en steeds forel kon vang en hengelstories uitruil. Alles onder dak. Esmarie Prinsloo berig dat hengelaars mekaar die stryd aangesê het in die land se grootste binnenshuise hengelkompetisie nog, wat by verjaar se Boondoe Expo skou aangebied word. Die skou bars vanjaar behoorlik uit sy nate en bied van bote en biltong tot bier vir liefhebbers van die buitelewe. Die Foreldam, wat 280 visse bevat, is egter die grootste lokaas. Die dam het so wat R90.000 gekos om op te rig en beslaan 1200 vierkante meter, die grootste binnenshuise Foreldam in die land. Hierdie jaar het ons besluit ons gaan groot gaan. Ons het hier 'n dam met afmeting 37 by 28 meter. Ons sit met so 500.000 liter water hierin, oor die 200 kilogram forel. En ek dink dit is 'n unieke geleentheid, die enigste in die land waar mense binne 'n bootjie kan forel vang binne in 'n gebou. Ons het nie 'n windprobleem of 'n reënprobleem of 'n koue probleem nie. Jonk en oud het die water getrotseer, sommige met meer welslae as ander. Vir my was dit half onsuksesvol geweest, maar ek het al gesien baie van die mense trek nogal groot is hier so uit, so ek dink dit is nogal lekker. Hulle gee jy die stok om te vis en daar's baie vis om te vang. En die beste was gister, want ek het veel vis gevang. Hoeveel vis het jy gister gevang? 5. Dis lekker, nie? Ja, baie lekker. Afgesien van die Foreldam kan voornemende hengelaars ook by van die land se mees ervare vissers gaan kers opsteek. Van die nuutste hengelgery word ook vertoon soos die kunsaas visie wat eers oor 2 maande te koop sal wees. Hy swem ongelooflik natuurlik, het lyk net 'n regte vis. Dis die Sensation Bream swembait. En hierdie kleur wat ek hier het is die kurperkleur. Dit is 'n namaaksel van een van ons natuurlike vis. En ek dink hierdie gaan die mark met storm vat. Die organiseerders verwag dat nog etlike duisende jagters en hengelaars môre voor die skou ten einde loop die buitelewe in die hartjie van die hoofstad sal kom geniet. Esmarie Prinsloo, SAK nuus, Pretoria.